Amen. In die Bybels blaai asseblief saam met my na 1 Timoteus 1. Vers 14. Sien daar, amen. Nog nie, pastoor wag. Elkeen van ons vanmôre ervaar, beleef, lees die woord met 'n ander bril. Ons beleef God se genade uniek. Maar elkeen van ons weet ook vanmôre dat God se genade is oorvloedig. Amen. Is net jammer dat ons baie keer optree asof die houer leeg gehardloop het. Want ons raak klein gelowig. En die woord sê vanmôre vir ons in 1 Timoteus 1, ons gaan dit lees, hy sê, en die genade van ons Here was baie oorvloedig, met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Van laas naweek af het ons begin praat oor om in God te wees. En ons het uit 1 Johannes 5 vers 20 gelees en ons weet, die woord sê en ons weet dat die Seun van God gekom het om ons verstand te gee, en ons verstand gegee het om die ware, of die ander vertaling sê die waaragtige God te ken, en ons is in die waaragtige God, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Baie groot boodskap. Maar weet jy, vir ons, vir my en vir u, as hy begin by vers 14 weer vandag, en ek wil hê jy moet mooi daaroor dink, stel jou gedagtes in, is en die genade van ons Here was baie oorvloedig. Nou die Griekse woord stel dit prontuit, hy praat van oorvloed. Die genade van God wat oorvloedig oor ons is. Die 83 vertaling praat van, ons Here het my oorlaai met genade. Hy het my oorlaai. Maar nou weet jy wat oorlaai beteken, eintlik druk op sit. En God wil nie druk op jou sit nie. God wil jou juis bevry. Daarom die Griekse term vir my so baie beter, né? Van hy het baie oorvloedig met geloof en liefde en genade met my kom werk in Christus Jesus. Die Amplified sê super abundantly. Nou,
Dis 'n groot woord. Super abundantly and beyond measure. Beyond measure. Nou weet jy wat is die wonderlike van beyond measure, is baie keer leef ons met hierdie gedagte dat God se genade half 'n bietjie 'n punt van breek bereik. Hy hou so 'n bietjie terug, jy weet. Net om vir jou te wys, hoor jy's nog steeds mens, en jy's afhanklik van my. Maar weet jy wat is die belangrikste en wat is die mees interessante saak, is dat ons geniet nie net, en ek wil die aandag fokus op hierdie houer vanmôre wat hier staan, sien nie, hy's pragtig skoon, nie, hy's vol water. En dit stel God se genade voor. Maar nou nog meer is dit, jy word nie net gevul met God se genade, en jy staan in die genade. Dis wat oorvloedig beteken. You don't receive just grace, you are standing already in grace. Dis hoekom die kruis van Golgotha daar is. En nou sê mense, pastoor, jy weet, die Here kan vir my niks doen nie, want, jy weet, hy moet net genade skenk. My broer en suster, weet jy wat, jy staan al reeds in genade. As God sy genade onttrek, dan hou jy op bestaan. You are in God's grace. If we ask for it or not, you are in God's grace. Ek is in God se genade, soos hierdie houer hiervoor. Want jy sien, die ander houer wat ek nou wil gebruik, sien die hierdie houer. En ek is so dankbaar, Dylan het nie die waterhouer gevat nie, want toe ek hom neersit, toe sê pastoor, ek gaan die waterhouer vat. En dan beteken dit God se genade het weggeraak. Maar God se genade raak nie weg nie. Gelukkig nie. Anders sou ek geweet het wie het die genade gevat. Maar ek wil hê jy moet my hoor vandag. En Siena, kom staan jy hier by jou pa, asseblief. Sorry my kind, laat jou pa dit doen. Hou vir my die mikrofoon. Kan nie almal sien? Staan nog so 'n bietjie terug. Hou hy. Want weet jy wat gebeur? Ja, hou maar by pappa se mond. Ja, druk hom teen my mond, daar is hy. Hierso. Want weet jy wat gebeur? Ons staan in God se genade en ten spyte van hoe jy leef en wat jy doen, maak God dit elke dag. Here, ek het genade nodig, en my kind, my genade is vir jou genoeg, dit loop nog steeds. Here, maar, genade, my kind, die genade loop. Of jy dit wil weet of nie, jy staan in genade, en my genade vloei. Dis wat oorvloedige genade beteken. Dis verby genade dan. Ek wil dit so ver vat. Dankie my kind. Ek kan gaan sit. Ons het hierdie gedagte dat ons soms genade kan opgebruik. Sal nooit gebeur nie. Tot en met die dag wat die Here terugkom en sy kinders kom haal. En ons wegvat. Sal hy genade aan my en jou bewys. Oorvloedige genade. Nie net genade wat in my lewe invloei nie. Ek staan alreeds in God se genade deur die kruis van Golgotha. Beteken dit gaan net maklik gaan? Nee. Dit gaan nie net altyd maklik wees nie, maar weet jy wat? Dis hoe ek en u die omstandighede hanteer deur God se genade waarin ek staan in Christus Jesus.
Die al agtergekom, u kan baie keer nie goed verander nie. God skenk ons egter, ons staan in daai genade en God skenk oorvloedige genade met geloof en liefde. En omdat ons geloof en liefde ontvang en ons daarin lewe, in Christus Jesus, werk alles ten goeie mee vir die wat die Here liefhet. Dit werk mee ten goeie. Wie van nie het al hierdie woorde gebruik? Here, ek verstaan nie nou nie. Het lyk my is net die pastoor wat dit gebruik het. Kom ons sê gou vir my, wie het al daai woorde gebruik? Dit lyk beter. Nou voel ek nie so alleen nie. Lord, I do not understand. Ek weet nie hoekom hy hierdie ding toegelaat het nie, ek kan nie sin maak daaruit nie. Maar ek weet, ek staan in u genade. Hierdie genade is nie net vir die pastoor nie, het jy al agtergekom. Sê, jy weet, daai man van God wat die direkte lyn het. Ek het ook al gevoel die lyn is gesny. Kom ons wees eerlik. Here, nou. En na die tyd, dan voel ons sleg. Ons kry skuldgevoel. En ons sê, Here, maar wat nou? Dan moet ek besef, daar's genade. Jy het nog nie daai plek van perfektheid bereik nie. Ons lewe deur God se genade. En dis waar Paulus by vers 15 kom, hy sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Wat beteken vernaamste? Ja, dit kan dit beteken. Maar wie van julle het al gehoor, die wat voor in die koor staan? Die voorstes. Die met die hoogste prioriteit. Ek praat nie net van hoogste prioriteit van jou werk en van omstandighede of dinge wat jy probeer in plek sit in jou lewe nie. Die hoogste prioriteit van doen. En hier kom Paulus. Wat het Paulus gedoen? Hy het Christene vervolg. Toe was hy Saulus. Hy het Christene doelbewus vervolg. Hy het voor in die koor gestaan om die fout te maak. Dit was sy prioriteit van sy eie oortuiging. Nou sê vir my pastoor, ek het nie sulke prioriteite nie. Kom ek verduidelik gou vir u. Jy ry in 'n oggend, jy het jou seun by die skool afgelaai en 4 taksies skiet hier verby jou, 2 stamp jou amper, want hulle is op pad om geld te maak. En jy sê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nee, dis nie ek nie, pastoor. Moenie vir my sê nie, een of ander tyd iewerste het u al 'n prioriteit gemaak om iemand by te kom. Ek sien nie glimlagte. Wonderlik. Paulus sê, ek het 'n prioriteit gehad om mense te na te kom. Ek was voor in die koor. Maar weet jy, ten spyte van daai fout wat ek in my lewe gemaak het, het ek al in die genade van God gestaan. Want die dag toe ek het nie verwag het nie, toe kom die Here en hy kom staan voor my. En hy sê vir my, Paulus, waarmee is jy besig? Jy sien ons prioriteite en dit wat ons wil bereik in die lewe, kom staan voor jou verhouding met Jesus Christus.
O, prys die Here, ek werk vir die Here. Is reg dat jy vir die Here werk. Is reg dat jy vir die Here iets doen. Hoe lyk jou hart? As jou hart nie reg is nie, is dit waarmee jy besig is, beteken dit niks. Nee, pastoor, maar nou nie dit, hoor vir my, dit beteken niks. Dit gaan geen effek hê nie, en dit gaan nie 'n goeie einddoel hê nie. Hoekom? Want jou fokus moet Jesus Christus wees. En hier sê Paulus dit. Hoe kan hy sê hierdie woord is betroubaar en werd om ten volle aangeneem te word? Juis oor sy ervaring met Christus. Paulus kom en hy sit Jesus eerste. Nie dit wat jy moet bereik nie. Jesus eerste. En die res moet van daar af uitvloei na buite toe. Ek wil nie vandag vir jou vra oor, ja, hoe is jou gesindheid teenoor dit van die kerk en ja, ek is op gevaarlike grond en wat jy beoefen nie. Hoe is jou gesindheid en jou hart teenoor Jesus Christus? Mense sê, jammer pastoor, jy moet nie vir die pastoor jammer sê nie, jy moet vir die Here jammer sê. Och pastoor, weet jy, ek is so besig. Sê vir die Here jy's besig. Nie vir my nie. How's your relationship with God, the living God, the Almighty God? Ons vrees mense, maar ons vrees nie hom wat die siel in die hel kan werp nie. Amen. Jy leef vanuit jou oortuiging. Ek gaan kerk toe. My boetie, my sussie. Jy moet die Here wil tevrede stel. Jy moet die Here wil dien. En dis hoekom ek hier is vanmôre. Selfs ons pastore, ons raak so besig met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge nie ten volle in ons lewens het nie. Ek sê dit met groot respek. Selfs Ananias kom bevestig, toe die Here met hom praat, en ek meen God praat met hom, sê vir hom, gaan bid vir hierdie Saulus. Hey, Here, ek ken nie hierdie ou nie. Hy is hier met volmag, om juis hierdie voor in die koor storie te kom doen. Wat sê God vir hom? Ek verwag dit eintlik van jou. Ek sien, want wanneer ons op daai plek kom, raak ons vrees groter vir mense as vir God. En ek en u moet nie 'n mens vrees nie. Ons moet lewe uit die genade van God uit. Ek staan in genade. So wanneer mense na my kyk, dan moet hulle eintlik sien. Hey, hier staan die Here is in hierdie ou. Die gees van God is in hierdie ou. En kyk die klomp engele rondom hom. Saved through grace. En nou sê hy, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys. Ek wil net gou hier op 'n plekkie kom. Barmhartigheid bewys dat Jesus Christus in my as die vernaamste. Hoor jy wat gebeur?
Dis nie meer ek wat vernaam is nie, hy word die vernaamste. Ek sit hom voor. Hy is die hoogste prioriteit van my lewe. En dan, iemand het eendag hierdie woorde gebruik, then you can cast your cares, but still not your responsibilities. Jy kan aan hom vashou. Jy kan die pad met hom stap. Want hy het die vernaamste geword in al sy lankmoedigheid. Nou lankmoedigheid beteken om baie geduldig te wees, uithou vermoë te hê, 'n vermoë om lank moed te hou, te verdra, te vergewe, dikwels gesien as 'n goddelike eienskap en 'n vrug van die Heilige Gees. Hy is die een wat die vernaamste, al sy lankmoedigheid is wat dit aan ons kom bewys. En so kan ek in hom lewe. 1 Johannes 1 vers 7. But if we really are living and walking in the light, as he himself is in the light, we have true, unbroken fellowship. We have true, unbroken fellowship with whom? With one another. Hoekom het ons true, unbroken fellowship with one another? Because we have true, unbroken fellowship with Jesus Christ through His blood. Hierdie tafel sê vanmôre, daar's true, unbroken fellowship with Him. Wat hierdie tafel vir my sê. Maar pastoor, hoe kry mense dit dan reg om weg te stap of hulle verhouding met die Here te laat gaan? Dis hulle keuse. Dis nie God se keuse nie. Want hy skenk nog steeds genade. Staan in sy genade. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses and removes us from all sin and guilt. Keeps us cleansed from sin in all its forms and manifestations. Hoe so, pastoor? Want weet jy wat? Jy moet die vrymoedigheid hê om jou boetie te kan bel en te sê, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Ag, my broer, staan net sterk, hoor, trek jou gumboots aan. En die modder. Nee. My boetie, my sussie, ek hoor wat jy sê. Maak toe jou oë, laat ons bid. Here, ek kom en ek bring my boetie en my sussie na U toe. En ek bid die beskerming in die naam van Jesus. Die naam wat gegee is in die hemel en op die aarde. Die naam waarin mense gered word. Die naam waarin mense genesing ontvang. Die naam wat ek uitroep, waarin ek weet alles en almal is daarin opgesluit. Die naam van Jesus roep ek oor hom uit. En ek vra Here dat U sal beskerm, sal dra en sal versterk. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Want ons almal staan in God se genade. Amen. En dan kom hy in vers 17. Ek is amper klaar, hy sê hierdie vers is 'n lied. Dit was 'n lofsang wat die gelowiges van die begin af gesing het. In die woord van God het hulle dit al gesing. Paulus stuur dit hier vir Timoteus soos 'n lied. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God. Hy sê aan hom wat vir ewig koning is. Die koning wat vir ewig leef.
Die koning wat altyd kan en sal verlos. Hoekom? Want ek staan in genade. Ek kan nie verstaan hoe gelowig is dit betwyfel nie. Dit is nie net dat hy kan nie, hy sal verlos. Die een wat nooit verval of sterf nie. Bedorwenheid sal beleef nie, en bedorwenheid beteken iets wat bederf en nie langer geskik is nie. Het u al iets in die drom by die huis gegooi? En dan kom jy die volgende môre ingestap en daar's iets wat met jou gesels wat nie aangenaam is nie. Jy kom in en jy sê nie, ag, goeiemôre, julle, hoe gaan dit in hierdie huis? Almal kom in hulle gesigte, wat gaan hier aan vanmôre? Moenie vir my sê, dit het nog nooit met u gebeur nie. Hy sal altyd geskik wees. Hy sal altyd die een wees wat red. Hy wie se dade oral gesien kan word. Hy wat alle wysheid besit, alwetend is. Die een wat tot in ewigheid gerespekteer sal word, vereer sal word, verheerlik sal word. Hoekom? Want hy doen dit deur sy almag, sy genade en sy liefde. Stort hy dit uit oor elke liewe mens, oor en oor en oor. As jy dink jy kan verby dit gaan, dan sê hy weer eens, as ek daai hou oor water mag vat, my kind, Here genade, hier is nog, dit het nog nooit opgehou loop nie. You can never outgive God. Ek praat nie net van finansies nie, praat vanmôre van God se genade. Dis hoekom Paulus vir Timoteus hierdie opdrag gee om vir hom te sê, Timoteus, oor die Christene, sê vir hulle moet daaroor dink. Hulle moet hulle self versterk in die Here, hulle aanspoor om aan te hou, want sy genade loop nog steeds. En dit maak jou vasberade om te dink dat jou siel gered is. En daarom kan jy die stryd hou. Jy kan die stryd stry. Die krag en die bonatuurlike werk kom net van die Heilige Gees. En om in Christus te wees. Met oorlaaide genade, geloof en liefde. Dis jou deel. Dis jou deel. Sê maar vanmôre vir jouself, die genade van God is my deel. Dis my deel. Wanneer laas het jy opgewonde geraak oor die feit dat die Here jou siel gered het? As jou siel nie gered is nie, wil ek vir jou sê, kom by ons uit, laat ons jou help, dat jy jou verhouding met die Here kan regmaak, jou hart en jou lewe vir hom kan gee. Wanneer laas het jy net gedink, Here, hierdie wêreld kan vergaan, maar weet jy wat, ek behoort aan U. En die woord sê, as hierdie wêreld verbygaan, dan is ek in 'n plek wat nooit weer sal eindig nie, waar ek nooit weer honger gaan kry nie. Oom Tommy, ek gaan nie hierdie pyne en skete hê nie. Ek gaan nie hierdie oë hê wat nie wil saamwerk nie. Ek gaan nie 'n liggaam hê wat getuister word deur suiker nie. Hierdie hart het gaan skerp wees. Hy gaan die Here loof. Hy gaan lewe soos nog nooit van tevore nie. Weet jy wat, nou raak ek so opgewonde. I'm excited. Want selfs dit wat ek nie kon dink en in my hart nie kon opkom nie, wat ek nie kan besef nie, het God reeds gered gemaak. Want ek staan in sy genade. Hy is deel van my hart. Ai, pastoor, so jy maak nie meer foute nie. Die kerk is mos perfek. Gelukkig bly ek saam met mense wat weet ek is net mens. As ek in die motorhuis werk en ek vat die hamer en ek slaan my duim raak,
dan sing ek, loof die Heer, laat die aarde daar's nie 'n manier nie. Wie van julle het al 'n vinger raak geslaan? 'n toon gestamp? Wie het al stryd en probleme gehad, wat jy gesê het, Here, ek weet nie of ek hierdie goed gaan oorleef nie. 'n bekommernis oor jou familie, jou kinders. Wil ek sê, God se genade is vir jou genoeg. Paulus het gepraat, hy het 'n belewenis, Johannes het laasweek geskryf, uit 'n belewenis uit, omdat ek weet, my siel is gered. Wat maak jou opgewonde? Ek wil hê vir 'n oomblik, kyk met jou oë, kyk na my, ek wil hê in die oë kyk. Kyk vir my, en ek wil vanmôre vir jou sê, dink vir 'n oomblik, wat die feit dat jou siel is gered, die prys is betaal, vir jou. God se genade is genoeg vir jou. Niks wat jy in hierdie dag doen, kan hom teleurstel nie. Kan nie sy liefde minder maak vir jou nie. Kan nie. Because there is love and grace and faith. Maak jou oë toe vir 'n oomblik. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en eerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom toe die eer en eerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Staan saam met my. Omdat jy weet die Here se genade is genoeg. En hy jou versterk as dinge jou wil oorweldig, as sake jou wil oorweldig. Sê, Here het my siel gered. En Satan, weet jy, die woord verklaar in Timoteus, sy genade is oorvloedig oor my. Sy genade is oorvloedig oor my. In Jesus naam, los wat jy mee besig is. Ek is onder die bloed van Jesus. Prys die Here. Kom ons sing dit en kom ons verheerlik die Here voor ons gaan nagmaal gebruik vanmôre. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom toe die eer en heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Aan die koning, aanbid die Here daar waar jy staan. Eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom toe die eer en heerlikheid,
tot in alle ewigheid. Amen. Dankie dat U ons siele gered het, Here. Dank die Here daar waar jy staan. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full and free. Here, dankie dat hierdie tafel dit verklaar vanmôre. Verklaar dat ons vrygekoop is deur genade. Here, en dankie dat U ons die kennis gegee het om Vader U beter te kan leer ken. En dit kom deur genade, geloof en U liefde vir ons. Here, vergewe ons dat ons aandag so baie gefokus word om dinge rondom U, sake rondom U, Here, rondom sukses, Here, rondom dinge wat ons moet doen en moet gebeur. Help ons, Here, dat in oomblikke soos daardie, ons fokus op U sal wees. En ons sal besef, U genade is oorvloedig. Dankie dat U ons siele gered het. Dankie dat U my siel gered het. Ek is vrygekoop, vrygemaak, losgemaak. Dankie, Here. Dankie dat ons deel aan hierdie tafel vanmôre kan hê. En bo alles U naam kan verheerlik. Ek roep U naam uit, Here, vanmôre oor hierdie tafel. In Jesus naam. Amen. Richard, kom speel vir ons asseblief. Ek gaan vra dat die paartjies wat my behulpsaam gaan wees by die tafel na vorentoe sal kom. Almal wat gaan kom help. U kan die sitplekke neem.